Luttigse Lens. Sielkunde, filosofie en kuns. Welkom by nog 'n episode van Luttigse Lens, 'n Afrikaanse potsending waar ons aktuele sake bespreek, saam reflekteer en probeer sin maak van die menslike toestand en ingesteldheid. My naam is Daniel Luttig en ek is 'n kliniese sielkundige in die noordelike voorstede van die Kaap. Elke episode gesels ek met 'n gas oor 'n kwessie wat vir my interessant is, wat alledaags in ons samelewing voorkom, maar wat ook daadwerklik 'n impak op mense se lewens kan maak. Saam bespreek ons die onderwerp en probeer maniere vind om ons gedagtes te ontwikkel en te navigeer. Net so vinnige vrywaring, hierdie potsending is slegs vir inligtingsdoeleindes. Dit is nie mediese advies nie en geen dokter-kliënt verhouding word gevorm nie. Die gebruik van die inligting is op eie risiko. Right, welkom terug Ben by die tweede episode. So het so lekker gesels die eerste ene en ons het eintlik 'n bietjie langer aangegaan as wat ons wou en beplan het, maar slegs om weer op die potsending te hê en om 'n tweede deel te skiet. Ja, baie dankie en weer eens dankie dat jy genooi is. Right, so kom ons begin miskien waar ons min of meer laas opgehou het. As ek dit reg het ons hier aan die einde baie begin praat oor en die woord remaster en remake gebruik ook as ons gepraat het oor videospeletjies en ons het dit spesifiek probeer in verband bring met die huidige stand van gaming in die AAA industrie. Die moontlike uitbuiting wat daar plaasvind op verskeie vlakke en hoe ons as verbruiker ook maar baie keer aan die kortste end trek. So wat ek gedink het ons miskien vandag se potsending mee kan begin en ons kyk hoe dit vir ons verder vat is om 'n bietjie weer te gesels oor dit want baie onlangs het Elder Scrolls 4 Oblivion uitgekom wat die amptelike titel het as 'n remaster, maar baie mense rapporteer dat dit voel eintlik meer soos 'n remake. Nou ons verstaan tot 'n mate, ons is tipe van leuke ook, hoekom dit so is mos maar omdat die charm en die kom ons noem dit maar die gebeendere van Oblivion is nog presies dieselfde, maar hy het regtig 'n ongelooflike visuele ongelooflike transformasie gehad en visueel gewys wat ongelooflik is as mens dit in lewende lywe, jy weet ek het nou 'n bietjie saam met gespeel op PlayStation 5 en op 'n OLED skerm wat net regtig die grafika op sy beste vertoon het en dan vergelyk mens dit met ander tipe van remasters wat ook uitkom van games wat skaars 'n paar jaar oud is, Days Gone, Last of Us, so 'n bietjie oor Sony miskien ook 'n bietjie praat oor wat hierdie tipe tricks trek op die verbruiker weer eens en net 'n bietjie gewonder, wat is jou gedagtes rondom dit? Ek dink jy weet as ons ook net kyk na die prys van Oblivion Remastered ook, wat heel wat goedkoper is as baie van die ander remasters ook en so, plus jy kry al die DLC by en 'n bietjie gedink het, wat is jou siening rondom daai praktyk op die oomblik wat aangaan? Ja, remasters en remakes is vir my baie komplekse issue. Want ek hou baie van game preservation en dis iets wat meer developers moet doen, want baie games word verlore met die jare, dit werk nie meer op die nuutste rekenaars nie, dis nie beskikbaar digitaal nie en dit gaan verlore. Dis nie net swak games nie, dis goeie games, dis verskeidenheid games. So remasters en remakes is 'n baie goeie manier om dit te behou. Byvoorbeeld Night Dive Studios is baie bekend vir hulle remasters, wat hulle games wat oud is, maar gewild was, en dit port na 'n nuwe engine toe, mooier maak 'n bietjie die graphics, maar dis hoofsaaklik gameplay gewys, dieselfde game. Dit is vir my 'n goeie praktyk om te doen, maar ongelukkig is daar ook groot studios en baie studios wat dit uitbuit, deur op mense se nostalgie te speel. Verskoon tog? Hulle sal byvoorbeeld dieselfde game vat, dit net oordra en niks verander nie, niks regtig doen nie, en dan vra hulle 'n vol prys vir die ding. 'n Goeie voorbeeld is een van my studios wat ek baie van hou, maar hulle het dit met Dark Souls 1 gedoen. Hulle het dit remaster 'n paar jaar terug, en die game hardloop beter, maar dis omtrent dit. Hulle het niks regtig verander of verbeter nie.
Inteendeel, baie mense sê die beligting is swakker as die oorspronklike een. So daar is ook 'n punt waar die developers en studios op nostalgie begin speel om dit Ja. uit te buit. Soos byvoorbeeld, ek dink Sony is baie skuldig met dit. Ja. Wat Last of Us remaster het, Last of Us 2, Days Gone, hulle gaan ook iewers Horizon Zero Dawn remaster, wat ongelooflik lyk, die oorspronklike een, en dit voel vir my daar's beter goed om te remaster, en ander goed om te doen, maar dis asof hulle die nostalgie uitbuit en die behoefte van baie gamers om realistiese graphics te hê. So ja, dis 'n komplekse issue, want aan die een kant, dit is nodig vir game preservation, aan die ander kant, buit hulle daai nostalgie uit om vinnig geld te maak. Ja, en presies, en ek dink soos wat ons nou begin sien is, soos jy in die vorige episode genoem het, die heel wat langer ontwikkelingsfases van videospeletjies, en dan wat intussen tyd gebeur is, jy het 'n konsole miskien of 'n nuwe iterasie van 'n konsole soos die PS5 en dan die PS5 Pro, en dan word daar vinnig miskien 'n opdatering gemaak op een of ander videospeletjie, miskien om die framerate te verbeter of om die tekstuur te verbeter, en dan weer 'n $60 of wat is dit nou al in ons rand, jy weet R1200 'n PlayStation Store, jy weet, op te slat en te verwag ons as verbruiker moet daai prys weer betaal om daar weer so, en ek dink jy sê, jy weet, daar's baie games wat regtig daardie liefde nodig het, ook vir al die ouer games, en ek weet baie van ons wag in absolute spanning vir Bloodborne, wat ook hopelik 'n remaster of 'n remake, jy weet, behandeling sal kry. Maar ek dink ons het nou die dag net gepraat, en ek het dit hier voor my net ook post nou die dag op X van Videogame History, wat net gesê het dat die PlayStation 2 het 3 GTA's gehad, en GTA 5 het 3 PlayStations gehad. Nou, as jy net na dit kyk, dit som dit nogals ook mooi op vir ons, en ons sien dit nou al deesdae ook weer gebeur ook met hoeveel games nou deesdae, in plaas van om 'n nuwe game uit te bring, vat hulle self en hulle maak dit 'n klein bietjie beter of verander dit 'n klein bietjie, en vra dan nog steeds 'n belaglike prys vir dit, en jy weet, ons praat nou Oblivion, en ons dink aan, jy weet, Elder Scrolls 5, Skyrim is ook eintlik maar skuldig aan daardie selfde ding, hoeveel uitgawes is daar net al beskikbaar van Skyrim nie. Ek dink daar's baie mense het gespot, toe ons gehoor het in afwagting, jy weet, vir die nuus gewag het van Oblivion se remaster, dat dit dalk 'n special edition gaan wees, of iets wat tot hours uitbring met Skyrim. So ja, ek dink dit is 'n baie vreemde spasie waarin ons as gamers onsself bevind, want ek dink nou baie keer ook, jy weet, jy praat nou van die behoud van games ook, en die nostalgie, en dit is tog iets wat ons, jy weet, ek dink na toe neig meer en meer deesdae ook, is meer ouer games. Ek dink, jy weet, hier kom Metal Gear Solid 3 later vanjaar uit ook, en dit is ook, jy weet, een van die klassieke videospeletjies van alle tye. So daar is, dit voel vir my dat daar is, ons het 'n bietjie gepraat in die vorige episode van die idee dat mense meer en meer wil wegbeweeg van die tradisionele formule tipe videospeletjies wat ek dink ingesypel het in die videospeletjie kultuur vandag, en amper weer hunker en terugneig na die ouer generasie soos Oblivion, en nog ouer, jy weet, videospeletjies is dit min of meer akkuraat. Ek dink is dit ook hoekom ons meer en meer begin goed sien soos remaster, remakes, en die vraag miskien, of die aanvraag vir ouer videospeletjies om daardie behandeling ook te kry. Ja, daar is definitief 'n neiging na dit toe. Want ek dink, soos jy sê, mense soek nie meer hierdie, ek wil amper sê, afgewaterde videospeletjies nie. Hulle soek meer iets met diepte en wat jou meer challenge. En die ouer goed doen dit baie. Want in daai stadium was baie van die game developers self gamers, die designers as gamers, almal as gamers wat betrokke was, het groot geword met games. Maar deesdae is daar 'n baie sterk element van design by committee. Soos is klomp mense wat die besluite neem, maar hulle is nie noodwendig gamers nie, hulle is nie altyd betrokke nie. So mense is weer geneig om te verlang na daai era toe. En vir al die ouer generasie gamers, ons ouderdom en hoër, wat nie hou van die moderne manier van games maak nie, so hulle verkies die ouer games, hulle verkies dit om te sukkel, om te leer en om gechallenged te word.
So dan is hulle geneig om hierdie remasters te koop. En dis ou games wat hulle geniet het toe hulle Ja. kinders was dalk. Soos ek weet baie mense wat nou Oblivion gekoop het dit bloot gekoop omdat hulle dit op laerskool of hoërskool gespeel het. Ja, ek dink dit is nogal so baie keer as mens daar's baie keer ek dink iets spesiaal aan 'n mense, veral mense kinderdaervaring en mense eerste, ek wil amper sê naïewe ervaring van games ook baie keer, wat 'n mens weer na toe terug verlang en wanneer dit soos nou sê daai remaster of remake behandeling moontlik kan kry, dan is ons geneig nou dat ons groter is en jy weet mens werk en geld het om dit dadelik ook te koop. Dis net jammer dat die kwaliteit baie keer en die behandeling wat dit ontvang is nie baie konstant dink ek oor die industrie nie natuurlik. En ons het nou 'n paar flops ook gesien in daardie verband. Die ander ding is wat ons miskien ook net so vinnig wil aanraak. Ek dink hierdie is daarom al redelik wyd en in diepte bespreek, maar ek dink is dalk goed om dit net weer te noem ook. Saam met hierdie praktyk ook is die hele konsep van microtransactions. En jy het nydag met my baie interessante statistiek gedeel, as ek dit nou reg onthou oor, jy weet, hoeveel van, ek dink dit gaan jy kan net my reg help, videospeletjies se wat sou mens sê, se omset is as gevolg van microtransactions. Ja, dit is baie interessant om die statistiek te sien. Ek het gelees dat 58% van alle geld dat deur games gegenereer is microtransactions. En dit is eintlik kommerwekkend want microtransactions het oorspronklik met games begin wat verniet is. Dan kan jy goed in die game koop en dan maak jy developers geld. Maar dit het stadig aan begin verander dat dit in betaalde games inkom. In single player games, dan kan jy microtransactions koop om vinniger te vorder, vinniger beter goed te kry. En jy kan dit kry in die game, jy betaal net om dit vinniger te kry. En ek wonder altyd of dit nou die free-to-play games is wat so goed doen, en of dit die betaalde games is wat so microtransactions so goed doen. Ja. Maar ek dink dit is 'n kommerwekkende patroon, want die developers sien dit werk, hulle sien dit suksesvol, en hulle sien die gamers is okay daarmee. So, hulle gaan nooit ophou nie, hulle gaan erger raak, tot hulle by 'n punt kom waar gamers sê, ons gaan nie dit meer aanvaar nie, dis te ver. Ja. Ja. Dit is soos jy sê, dit is, as mens kyk miskien na, jy weet, al hierdie groot korporasies en videospeletjie huise, die wat sou mens dit noem, die veranderlike waarvolgens hulle meet of hulle goed doen, is nie noodwendig na resensies en die critical reception nie. Dit is omset en wins en profit. En presies wat jy nou daar sê, so as die microtransactions werk, en kyk, as mens gaan op enige sosiale media platform vandag, sal 'n mens 'n groot gemounery oor die gamers wat kla oor microtransactions en dit hoort nie meer en die praktyke daarvan, maar nog steeds verkoop dit so goed ten spyte van dit, en ons weet wie se skuldig is, EA met hulle FIFA en daai backs, is sulke groot culprit, sondebok. Ons het dieselfde gesien met Oblivion, wat ons daaroor praat, destyds het dit ook 'n groot aandeel gehad in die hele beweging van hierdie microtransactions met sy $20 Horse Armor DLC, so daar is hierdie praktyke wat ander ouens dalk seker ook raak sien en sien, hey, maar dit werk, ons kan dit ook inbring, en ek dink deesdae kry mens nie meer 'n game wat net 'n standaard uitgawe het, jy is altyd die standaard uitgawe en dan 'n deluxe edition wat ook beskikbaar is, en dan nog miskien iets, en dan, jy weet, allerhande kosmetiese goed wat jy baie keer bykry, maar jy weet, ek dink nou self met Oblivion, jy weet, is die dubbelsinnigheid baie keer waar die goed verwoord word, die vraag is, toe dit nou onlangs uitgekom het, toe was daar geweldige verwarring gewees onder gamers of die standaard uitgawe nou al die DLC insluit en of dit saam met die deluxe edition kom, in die manier wat dit bewoord het. So jy weet, selfs vir die gamer ook, dis 'n baie verwarrende spasie om te wees. Ons kan baie praat ook oor die idee van DLC, jy weet, wat is die verskil tussen 'n DLC of 'n microtransaction wat miskien meer kosmeties in aard is, tussen iets wat vir jou, jy weet, content gee wat uitgesny is uit die gewone development fase uit, en dis nie die
finale game gemaak wat hulle juis uitgehaal het om te verkoop as DLC. Ons het ek dink ons het baie respek vir daardie praktyk nie. Ek dink ek wil regtig in dit ingaan. Ek dink daai is redelik, jy weet, bespreek al en so, maar ek dink ons noem dit hierso pertinent dat ons het 'n probleem met die manier hoe DLC en microtransactions deesdae gedoen word en dat daar maar baie snaakse praktyke daar buitekant uit is. Miskien net vir ons as gamers om bewus te wees en ek dink die beste wat ons seker maar kan doen is om waar ons kan ons stem te laat hoor en te stem met ons beursies. Dit is maar hoe ek dit sien. Ek wonder wat jy daarvan dink. Ja, dit is absoluut die beste manier om die boodskap deur te stuur. En die groot probleem is dat mense baie geneig is om die content te wil hê, so hulle betaal vir dit. En ek noem nou sommer net 1 of 2 voorbeelde vinnig. Borderlands 3 byvoorbeeld, hy het, as jy op Steam gaan kyk, 3 deluxe editions en dan die base game ook. En almal koop die duurste een want hy werk goedkoper uit, want jy betaal minder as wat jy apart vir al sal betaal. En almal maak geld, so ja, die beste manier is om met 'n beursie te stem, maar dit is ook 'n uitdaging want selfs ek hou ook daarvan om al die game, as ek van 'n game hou, om al sy content te besit en te ervaar. So selfs vir my gaan dit moeilik wees met sekere games, so dit is maar 'n komplekse issue. Ja, miskien kan ons hier so stadig uitskuif. Ons het so vinnig genoem al, ons wil 'n bietjie meer praat oor een van jou, jy weet, belangstellings, die indie games en ek wil miskien net so, jy weet, aan jou verwoord hoe ek het verstaan en as ek graag wil jy met inkom en net bietjie verder vir ons, jy weet, verwoord. As ek het reg verstaan het van ons gesprekke al, jy weet, jy is natuurlik 'n groot aanhanger, maar ook 'n groot voorstander van die indie game industrie. En een van jou argumente is dat dit sal die sogenaamde saving grace ook wees van die gaming industrie. Om verskeie redes dat ek graag wil bietjie wil hê jy moet aanraak. Hoekom dink jy so dat ons regtig moet ag gee en meer bewus moet wees van indie games en ek dink nie net internasionaal nie, daar's baie plaaslike indie games wat ook al goed gedoen het en ook jy weet baie goed verkoop het en goeie goed ontvang is krities. So ja, sê bietjie meer oor dit. Ja, indie games is iets wat ek baie in glo. Die definisie is nie meer so duidelik soos wat dit byvoorbeeld 10 jaar terug was nie. Want oorspronklik is 'n indie game wat die developer self publish, maar intussen het dan nou indie publishers uitgekom wat indie games publish, so volgens die oorspronklike definisie tel dit nie meer nie. So dis 'n moeilike lyn om te trek wat indie is. Maar ek glo daarin want meeste indie games het nie groot besighede en corporations soos Ubisoft en EA wat vir hulle voorsê wat om te doen nie. Daar's nie regulasies en reëls oor wat jy mag en nie mag doen nie. En daar's nie iemand wat vir sê hulle wil hierdie ding in die game hê want dit is deesdae gewild nie. Jy kan 'n game maak wat jy geniet en wat jy sou wil speel. En ek dink dit is iets wat baie goed uitwerk want daar's baie suksesvolle indie games. 'n Paar van die afgelope Game Awards en the Game of the Year was indie games die afgelope paar jaar. Baldur's Gate, ek verbeel my stryd ook gewen so 'n paar jaar terug. En dis goeie games wat gemaak is. Daar is ook ongelukkige oversaturation van indie games. Nou dit raak maklik dat amper enige iemand 'n indie game kan release byvoorbeeld. Want op Steam laas jy alleen net daar 11,000 games release. Wat meer is as die PlayStation 1, 2 en 3 se totale katalog in totaal. So dit raak moeilik om jou mark te vind. Maar as jy suksesvol is die sukses groot. En ja, as gevolg van die kreatiwiteit is daar ook baie nuwe goed wat uitkom in indie games wat mense nog nooit gesien het nie. Nuwe idees, maniere om 'n mens te verras. Ja. En dit is iets wat ek baie geniet altyd. En dis ook iets wat ek glo sal die gaming scene in die gang hou. Waar baie AAA games repetitive raak en dieselfde formule volg. Byvoorbeeld open world games. Hulle het almal 'n paar missions. Jy kan in almal jag om te craft, wel amper almal.
baie van hulle het torings wat jy moet klim om die points of interest te reveal, dis 'n baie vaste patroon deesdae. Ja. Maar indie games is nie so nie. Byvoorbeeld ek en jy het gepraat van Dread Delusion nou die dag. Ja. Dis 'n indie game, dis RPG, maar hy het geen questmakers nie. Jy moet die dorpe se name lees as jy na 'n dorp toe moet gaan. Hy het geen icons op die map nie, hy het niks sulke goed nie. En dit is so 'n verfrissende, lekker experience. So ja, ek glo indie games gaan baie goed doen in die toekoms. Dis net die definisie van indie games is maar 'n bietjie blur. Byvoorbeeld Baldur's Gate 3 wat 'n massiewe game is wat heelwat mense agter hom het, word as 'n indie game geklassifiseer want hulle publish dit self. Maar ek weet nie of dit regtig die tradisionele indie game is nie, want weer eens is 'n groot groep mense met baie resources en hulle het suksesvolle games gehad. Maar ja, op die einde van die dag glo ek die kreatiwiteit in gaming gaan in indie games wees. Ek kan nie noodwendig sê dit gaan die gaming scene red uit die finansiële oogpunt uit Ja. nie, want indie games is geneig om nie microtransactions te hê nie. Dis 'n Ja. AAA game ding hoofsaaklik en meeste van gaming se inkomste kom van dit af, so ja. Ja. Ek dink om 'n bietjie daai verder te ontwikkel en ek wil twee goed noem, miskien dat ons dit kan uitskakel soos jy sê, jy weet, want die definisie van indie games het ook bietjie vervaag oor die tyd. Ek onthou toe ek destyds Indie Game the Movie gekyk het, 'n dokumentêr wat onder andere gegaan het oor FaZe en oor Jonathan Blow se bruid. Jy weet amper mens laat verstaan is dis 'n eenman saak hierdie of miskien twee persone. Ons weet indie spanne kan al 'n bietjie groter wees en daar's dalk ander definisies ook van dit, maar ek dink my verstaan daai het begin so indie games word deur een ou gemaak. Maar natuurlik weet ons dit is nie net altyd die geval nie. Maar dit is gewoonlik deur 'n klein span en ensovoorts. Miskien om twee goed uit te skakel wat ons net wil noem is nie indie games nie. Die eerste ene is hierdie tipiese wat ons maar sal noem as shovelware wat mens baie deesdae sien opkom op van die PlayStation Store is en ek weet Nintendo is ook baie skuldig daaraan. Jy weet daai want dit laat dit baie lyk soos 'n indie game, die manier hoe dit die art style miskien of die still images wat daar op is en dan die prys, maar dan sit jy weet die mees unimaginative tipe gemors wat jy moontlik kan kry, wat net uitgesit word om die store pages vol te maak en mense te laat dink om dit weet maklik te koop en te bekom. En dan die ander ene, dis nou moeilik om dit half in te bring want ek weet dit is nie noodwendig altyd word geklassifiseer as indie games nie, maar dit val baie keer ook onder daai is wat ons baie meer gesien het is early access games ook. Jy weet wat baie keer inkom, jy betaal dalk 'n fooi, jy weet om dit vroeg te kan speel terwyl dit nog 'n tipe van aktiewe ontwikkeling is en of sommer die game te groei ook. En daar's natuurlik suksesvolle voorbeelde daarvan, maar daar was definitief 'n tyd gewees toe ek meer op jy weet hierdie goed opgehou het waar daar vreeslik baie games en jy weet in hierdie early access was wat eintlik nogal frustrerend was want jy wil amper net maak die ding klaar en sê vir ons aan dit klaar is en dan wil ek dit speel. Ek wil nie altyd 'n ding speel en so nie. Ek verstaan die konsep van dit, maar ek dink dit vervreemde mense ook 'n bietjie van jy weet as te veel mense dit begin ook doen en so aan. Jy het wel vir my genoem dat jy Steam het blykbaar hulle early access beleid opgedateer. Ja, met Steam is early access 'n baie groot ding. Baie mense sê dit misbruik deur 'n goeie demo te release as early access en het nooit 'n update nie, hulle het verdwyn. Een van die grootste voorbeelde van dit is BattleBits wat 'n Battlefield clone was, tipe van. Hy sy eie spin gehad op die formule, maar hy was bitter suksesvol. Hy het miljoene kopies verkoop in 'n week se tyd en na 3 updates het die developers verdwyn. Hulle het alle kommunikasie gesny, so dit het ongelukkig gebeur. Steam is gelukkig 'n uitstekende platform want dit word nog gerun deur gamers. So hulle het dit nou geupdate dat as jy die game na 6 maande nie geupdate is nie, dan begin hulle track hou en sê by die early access feature die game is so lank terug geupdate, dit kan dalk nie meer in active development wees nie. Wat baie goed is,
Want ja, daar is baie suksesvolle voorbeelde van dit. En studios met goeie track records. Een van die publishers met 'n goeie rekord is New Blood Interactive. Hulle vat gewoonlik so 2-3 jaar om die games klaar te maak. En dis altyd baie goeie kwaliteit games. So dis suksesvol. En dan een van die grootste suksesstories wat ek nou aan kan dink is Broforce. Dis hier in Kaapstad in Constantia ontwikkel. Ja. En in early access is dit opgekol die hoogste rated game op Steam. Wat nog as 'n prestasie is vir 'n kleinerige span. Ja. Maar ja, hulle sou noodwendig nie die ding kon doen as dit nie was vir die early access model nie. So dit het sy punte en Steam werk daaraan om dit beter te maak, maar dit is ook maar 'n risiko. Want daar's geen waarborg dat jy 'n volledige game gaan kry op die einde van die dag nie. Reg. So ja, dit is nogal 'n ding. Ek wil ook net vinnig noem shovelware is ook 'n groot issue op Steam. Ja. Want baie mense kan game assets koop. Dan maak hulle wat genoem word asset flips. Dat hulle 'n game tutorial volg met hulle assets wat hulle gekoop het. En dan sit hulle die game op Steam. Ek het al 'n YouTube video gesien van 10 verskillende games op Steam wat dieselfde tutorial gevolg het. Presies dieselfde gameplay, alles is dieselfde. Dis belaglik. So dis 'n probleem en AI vererger ook daai probleem. Want daar's 'n paar studios op Steam wat al 'n paar keer geban is, dan kom hulle terug onder 'n ander naam, maar dis dieselfde developers wat 'n AI game maak. Meeste van dit die AI gebruik die kunswerk. Hulle verkoop dit vir R10 of so, dan kry hulle baie sensasie. Mense koop dit vir die grappe en om snaakse reviews te los op die store page. Ek wil amper sê meme reviews. Dan maak hulle geld en hulle word geban, dan kom hulle net weer terug onder 'n ander naam. So dit is ook 'n issue. Ja. So ja, shovelware is 'n issue, maar Steam is daarmee besig om daaraan te werk. Dis vir my nou interessant jy dit ook noem ook van Broforce en miskien net so vinnige wat is die mooi Afrikaans vir 'n shout-out te gee ook. Daar's al heelwat van ons plaaslike mense wat al betrokke was in die videospeletjie industrie. So net so vinnige ander voorbeeld wat nou na my toe na vore kom is Neil Sandilands of aka Bart van Sewendelaan wat een van die stemme was in Metal Gear Solid 5. Toe ek destyds die nou die game klaar gemaak het en die credits nou op die einde verskyn. Toe sien ek sy naam en ek was toe heel aangenaam verras en daar's nog 'n hele paar ander ouens ook wat ons weet is dalk jy weet ook betrokke ook en so aan. Maar weer is nou wat jy praat van indie games, so ek miskien so 'n bietjie terug te kom ook na iets soos Dread Illusion en so voorts toe ook. Ek dink daar's iets soos jy gepraat het van daai boeie van om wat sou mense dit noem, om die presies te doen wat 'n uitvoerende hoof wat dalk heeltemal disconnected is van wat op die grond aangaan te volg, is jy as indie developer dalk baie meer geneig om ten volle kreatief te kan wees en te kan uitleef en 'n produk te maak wat jy regtig wil maak. En ons weet dat van jou beste videospeletjie vervaardigers is die ouens wat self, soos jy al gesê het, gamers is en iets wat Neil Druckmann altyd gesê het, is hy van die game hou, dan weet hy die mense buite gaan hou. So jy moet self van jou produk, jy moet dit self net om te speel en dit geniet. En ek dink nou aan, jy weet, want dit laat my nou dink, so jy het 'n bietjie vir my gewys so like Dread Illusion al byvoorbeeld en dit het baie, jy weet, Morrowind-agtig gelyk in 'n sekere manier ook en ons kan partykeer praat van hierdie games ook, jy weet, wat 'n baie unieke atmosfeer het of maniere hoe jy dinge uitvind in die game, meganismes hoe die game te speel, dit word net vir jou gesê nie. As ek dink aan Brei weer eens, jy weet, het 'n baie spesifieke mechanic in gehad, wat jy weet, in 'n manier van hoe jy tyd kan laat stilstaan en gebruik en manipuleer om seker van die doelwit in die game, jy weet, te bekom. En dit laat my net baie keer dink ook soos, miskien ook hoekom indie games, dit was ek dink niche gewees, ek dink dit raak baie meer, wat sou mens dit noem, mainstream algemeen oor mense wat dit begin speel en koop en so, en ek dink is veral ook met die, jy weet, die prys van videospeletjies deesdae wat ons nou hoor gaan, al klaar begin het eintlik, jy weet, na $80 toe opgaan
gaan hierdie tipe indie games dalk nog meer gewild raak, net omdat hulle meer bekostigbaar is. Maar daar's iets van ek dink ook hoe ons verbeelding en dit wat die videospeletjie vir ons vertoon, jy weet visueel of audiovisueel miskien, en hoe dit met ons verbeelding, ons fantasieë, ons drome versmelt. En amper hierdie, jy weet, dit raak 'n baie persoonlike ervaring eintlik as te ware vir die game. Dit sien net ek speel iets en ek druk 'n knoppie en iets gebeur hier. Dit is amper half dit raak 'n ervaring, jy weet, en dit raak amper reg, en dis wat ek dink om die punt te bring. Dit raak regtig dan, ek dink tot 'n mate die volle verwesenliking van videospeletjies as 'n kunsmedium. Ja, dit is iets wat games wat baie uniek maak. En byvoorbeeld soos Dread Illusion wat ons net nou van gepraat het. Die wêreld is daar en dis duidelik gestel, maar daar is genoeg gaps gelos in die ten opsigte van detail, want dit is in 'n PlayStation 1 styl gemaak, Ja. dat jy jou verbeelding moet gebruik. En die oomblik as jy jou verbeelding moet gebruik, ten minste vir my, dan begin jy jouself in die wêreld inlewe. Dit begin so 'n unieke ding raak. En ek het ook al verskeie ander games gespeel wat net jy het stories vertel wat net deur games gedoen kan word. Want daar's 'n ding van jy kyk nie net nie, jy sien nie net nie, jy beleef die storie, jy is deel van dit. Ja. En dit is vir my baie uniek in die medium en dit kan baie goed gebruik word. Byvoorbeeld een van die games, ek gaan nou nie in detail ingaan nie, maar een van die games wat dit die beste doen is What Remains of Edith Finch. Soos daai storie kan op geen ander manier vertel word nie, omdat jy die storie beleef. Soos dit is baie effektief en ek weet baie developers glo jy moet maximum detail insit. En daar's geen probleem daarmee nie, baie mense soek maximum detail. Maar die games wat ek altyd die meeste geniet is games wat genoeg detail het dat jy weet wat aangaan, jy weet wat om te doen. Maar daar's altyd daai effense dele wat jy jou verbeelding moet gebruik, wat dit 'n persoonlike storie raak. Want soos ek Dread Illusion beleef het, gaan ander mense dit nie beleef nie. Dit gaan uniek wees in elke persoon, omdat daar 'n deel is wat uniek aan jou behoort met die verbeelding. Presies, dis so asof 'n mens, soos jy sê, games wat amper die buitelyne vir jou skets en jy wat jou verbeelding gebruik om dit dan in te kleur of te vul. Jy weet, is ek dink regtig spesiale games. As mens begin dink aan gewoonlik ook, jy weet wat is, jy weet, elke ou se persoonlike gunsteling games of top 10 games. Dit is baie keer, ons weet miskien, jy weet, daar's 'n sekere game wat esteties of die klank, jy weet, is spike. Jy weet, mens kan dit waardeer vir wat dit is, maar dan is daar 'n ander game miskien wat krities gewys dalk nog nie so goed gedoen het nie, maar dit het iets in ons ontwek en wat ons mee kon, jy weet, regtig ervaring, 'n meevoerende, meeslerende ervaring het of gehad het, wat dit net vir ons baie meer spesiaal maak, en ek dink wat net in ons siege en in ons onderbewussyn selfs, jy weet, altyd daar so sal bly. Ek noem dit hardop, ek weet dit is kontroversieel om hierdie te noem ook baie keer, maar jy weet, ek wat nou op PlayStation nou vir 'n tydjie lank is, en ook al, jy weet, die games sien net Last of Us 1 en 2, God of War, daai tipe games ook. Dis my baie keer 'n baie, wat sal mens dit noem, 'n gevorderde vorm van 'n on the rails tipe shooter ervaring, as ek dit so kan stel. Want dit is basies, gaan na hierdie punt toe, maak daai vyand dood, praat met daai persoon en die volgende gebeur. Nou, dis natuurlik, ek maak dit nou, jy weet, baie minder wat dit is baie 'n reductionistiese manier om dit te kyk, maar ek dink tog daai argument kan hou, want as jy kyk na dit, is daar is nie veel spasie vir jou om te gaan nie. Die wêreld, die dialoog, die storie word regtig vir jou gegee, dis hoe jy dit gaan ervaar. Jy kan ook miskien van die elemente miskien 'n bietjie interpreteer, as kyk na Last of Us 2 wat baie kontroversieel was oor 'n paar verskeidenheid goedjies sal ingaan nie as gevolg van spoilers, omdat dit baie verdeeldheid onder die gemeenskap veroorsaak het. Maar die core ervaring en die manier hoe jy dit beleef is baie dieselfde, en dan in kontras miskien met 'n game soos
Ons praat baie oor Oblivion vandag, maar ons bring dit maar weer in, of daai tipe, jy weet, games wat die vryheid toelaat. Dis die tipe games, ek vir my eie voorbeeld gebruik, ek weet, een van my gunsteling games van alle tye is Fallout 3, en jy weet, wanneer jy in daai post-apokaliptiese kernwêreld, jy weet, instap, die stede is daar, die storie is daar, en die dialoog is daar, maar daar's soveel ook net wat nie vir jou vertel word direk nie, wat jy self sin van maak, want dis leeg, en wat het hier gebeur, en jy het die konteks van wat gebeur, maar daar's nie te veel cutscenes en goed vir jou gewys het presies wat gebeur, en dis hoe dit gebeur het, en dis wie geraak is nie, jy moet amper daai in jou eie verbeelding, jy weet, opdis, en ek dink dit raak 'n spesiale ervaring, want jy leef amper jouself in, jy verlang amper op 'n manier partykeer na daardie 'n tyd wat jy nooit eens beleef het nie. Jy weet, dit is amper 'n verlange na 'n nostalgiese herinnering, en jy was eintlik nog nooit eens deel van dit gewees nie. En ek dink dis waar videospeletjies my baie spesiaal raak, en dit raak van dan meer as 'n videospeletjie, en ek dink dit waar dit vergelyk word met kuns, en ek dink dis die ding, soos wanneer kunste besig raak, en jy kan enigiets vat, musiek, of tipe van 'n meer visuele tipe kuns ook, die oomblik wanneer dit te besig raak, is net dit, jy weet, daar's nie meer, wat sou mens sê, 'n plek vir die menslike element wat dit verbruik om iets daarmee te maak nie. En ek dink dis byvoorbeeld hoekom iets soos klassieke musiek die toets van tyd weerstaan het ook, vir die afgelope hoeveel 100 jaar, omdat dit iets ooplos, eerstens, maar tweedens dink ek dit is, hoe laat dit jou voel, wanneer jy daarna luister. As ek dit nie mis het nie, ek hierdie kom van 'n ver geheuebank af, maar ek dink dit was Wilson Fisk wat in Daredevil gesê het, toe hy na so wit kunswerk gekyk het, wat is eintlik maar skoon gewees, het hy net gesê, dit is nie wat op die kunswerk is nie, dit is hoe die kunswerk jou laat voel. So ek dink ons wil baie keer baie kognitief en rasioneel hierdie kunswerke benader, soos videospeletjies, weer eens, die meganiese elemente of estetiese elemente. Maar dit, iets wat dit oor daai drempel kruis, en ek dink in 'n diepere element van ons menswees intap, is daai van hoe laat dit jou voel wanneer jy dit speel. Absoluut, ja. Ja, want jy noem nou dat die gevoel wat jy kry, en my top 10 games het almal 'n sekere gevoel by my uitgelok. Dit is nie noodwendig die mechanically beste games nie. Ja. Byvoorbeeld Life is Strange is op my lys. En dis 'n 2014 game, maar die lip syncing is amper non-existent. Ja. Die animation is partykeer half roboties, maar dit het 'n gevoel by my uitgelok, en vir my oë oopgemaak vir wat games eintlik kan doen ten opsigte van stories. So dit het 'n impak op my gehad. En linear games het ook die vermoë om dit te doen, maar dit voel vir my open world games kan dit makliker doen, want 'n linear game moet jy 'n storie vertel, Ja. en dis moeilik om 'n storie te vertel wat 'n wow oomblik het. Ja. So daar is 'n paar wat ek nou aan kan dink, What Remains of Edith Finch, Hellblade, Spec Ops: The Line, dit het groot oomblikke gehad, maar oor die algemeen is dit moeilik om dit vas te hou. Ja. Maar met open worlds is dit baie keer jou karakter wat jy kan vorm, jou experiences, en vir my maak ek altyd 'n headcanon op met my karakters. Wat hulle doen in die roleplaying is, en ek roleplay as dit. Ja. En dit is altyd lekker, en dis gewoonlik die games wat 'n impak op my het lank nadat ek die game klaar gemaak het. Ek dink soos jy sê, dis baie keer ook, dis die eintlike storie, as jy weet wat in die storie gebeur, jy mens wat op pad na die storie toe gebeur, of buite kan die storie gebeur. Ja, en dit is wat ek dink hierdie tipe meer sandbox tipe games baie keer toelaat. Wat ek dink soos nou sê, dit wat regtig, jy weet, ongelooflik is. Ben, ek dink soos nader aan die einde kom, wil ek graag net oor die laaste onderwerpe bietjie gesels ook. So ek en jy was nou onlangs gewees by Comic-Con 2025 in die Kaap gewees. En miskien net so 'n bietjie met vinnig praat oor dit. Ja, hoe was jou ervaring gewees? Ek weet dis nie jou eerste Comic-Con nie. Jy was al voorheen gewees, en jy was al by ander tipe expos ook gewees in Suid-Afrika. So miskien net, ek dink dit sal lekker is om te gesels, jy weet, in Afrikaans, 'n bietjie te praat ook oor die plaaslike gaming industrie en hoe jy dit sien.
Ja, dit was vir my baie lekker om Comic-Con toe te gaan. Dis die 3de keer dat ek by dit is en dis ook die 3de een in Kaapstad. Dis vir my baie lekker om te sien dat dit suksesvol is. Want soos jy genoem het, jy was al 'n paar gaming conventions, EGE, Rage, en dit het altyd doodgeloop en ek neem aan dit was maar net daar's nie genoeg belangstelling nie. Dit is altyd vir my sleg want hier is baie gamers en comic book fans en anime fans en ons het nooit regtig 'n convention gehad om dit te vier nie en ons het dit nou en dit groei ook elke jaar wat vir my wonderlik is. Hulle gebruik elke jaar 'n bietjie meer vloerspasie, daar's meer mense. En ja, overall dis vir my 'n baie lekker convention om na toe te gaan. Want dis min dat mense so groot groep like-minded mense kry. Veral as dit in Suid-Afrika by gaming en comics en anime kom. Want in my ervarings is dit nie die mees aanvaarbaarste ding nog noodwendig nie. Ja. Ek kom nou van 'n klein plattelandse dorp af, so kan dalk anderste in die stad wees. Maar ek het al verskeie kere gekry dat mense vir my vra wat ek kyk en as ek anime noem, dan hou hulle afstand daarna. En as mense hoor ek speel games, dan is hulle so simpatiek met my, want asof ek nie vriende het nie. Dis sulke tipe goed. Reg. En ek glo ek is nie die enigste een nie. So ja, dis lekker om 'n convention te hê wat dit vier. En ja, wat lekker is daar's ook 'n bietjie e-sport by Comic-Con. Yes, as hierdie jaar effens kleiner, want daar's 'n interactive Squid Game experience wat baie spasie gevat het. Dit het gelyk asof dit gewild is, maar dit het maar spasies weggevat. Ja. En die games wat daar was nice, maar daar was baie gewilde e-sport games wat nie daar was nie. Ja. En ek weet nie is meer as een e-sports organisasie in die land. So ek weet nie of hulle half 'n deal gemaak het met Rage, tydskrifse expo, om net daar te wees of wat die storie is nie. Maar ja, dit is lekker om te sien en dit is lekker om te sien dat e-sports nog aan die gang is. Absoluut. Ek dink ek kan ook 'n bietjie praat ook omdat ek ook voorheen baie betrokke was in die scene destyds met Rocket League en die groei van dit ook voordat ek vir 'n hele paar jaar daai hoofstuk afgesluit het, maar om die groei te sien, ek dink is wonderlik ook. Jy het net nou die dag was Rocket League ook uitgesaai op SuperSport gewees en dit was ook 'n groot mylpaal natuurlik. Maar soos jy praat ook, ek dink ons was ook al, soos jy nou genoem het, al by die Electronic Gaming Expo gewees, Rage, Johannesburg sinne, hierdie een in die Kaap ook, Comic-Con nou. En ek dink soos mens kan definitief die groei waarneem. Dit is dus wonderlik om dit te sien ook. Ek onthou destyds was ek maar so 'n bietjie suur gewees ek van hierdie conventions toe gaan en dan is dit vir my dit is van die goed was vir my baie duur gewees en dan 2 ook, daar was nie baie gelisensieerde handelsmerke altyd nie, maar dit voel vir my, dit het oor die tyd baie beter geraak ook en ek het nogals gehou van die uitleg ook van hierdie jaar se Comic-Con. Dit was eintlik dieselfde laas jaar, maar ek het vir gevoel dat 'n bietjie meer spasie eerstens om net te beweeg tussen die stalletjies en ek dink tweedens ook, dit is goed om te sien hoeveel Suid-Afrikaanse plaaslike kunstenaars daar is en wat hulle werke ook uitstal. Ek sal nogals graag bietjie meer wil weet van sulke ouens ook en so aan, weet hoe hulle doen en hoe hulle die scene ervaar. So eintlik interessant om met so iemand ook te praat. Maar ek dink as ek nou miskien vergelyk ook met laas jaar, is miskien om te dink aan die cosplay byvoorbeeld ook. Ons altyd se indrukke was dat dit laas jaar was dit baie anime gedrewe die cosplay en ek weet nou nie vreeslik baie van anime ken nie, het baie karakters nie geken ook nie. Hierdie jaar het gevoel of al baie meer, ek dink ons het 2 verskillende Master Chiefs gesien, daar was Space Marine gewees ook. So daar was 'n hele paar cosplays gewees wat herkenbaar was en nie net anime ook nie. Daar was 'n paar, ek wil sê, notable absences gewees. Ek dink jy was, ek het altyd aangenaam verras gewees om nie byvoorbeeld 'n Doom guy te sien nie, veral nou met Doom the Dark Ages wat uitkom nie. En dit voel vir my dis 'n redelike, wat sal mens dit noem, as jy daai cosplay maak, jy kan hom 'n paar jaar dra omdat dit so 'n bekende karakter is.
Maar ja, behalwe vir die spasie, ek dink daar was lekker verskeidenheid ook gewees en ek stem met jou heeltemal saam. Ek dink daai Squid Game area, want daar was die handelsware afdeling en dan was daar die lyk my soos 'n interaktiewe ervaring area gewees met mense wat gewag het ook. En dit het nogals baie vloerspasie gevat aan die boonste kant waar laas jaar dit was geokkupeer gewees deur baie ander stalletjies van ek dink spesifiek e-sport en so aan. Maar ek dink wat ek nogals gemis het hierdie jaar en dit is iets wat ek dink nie ons al ooit regtig reg gekry het nie. En is nog nie vraag vra, jy weet, hoe groei hierdie goed in die toekoms ook, is dat daar was nie regtig vir baie van hands-on interaktiewe speletjies wat ek kon speel en beleef nie. En ek praat nie hier van goed wat reeds uit is nie. So ek wil nou regtig nie by so 'n plek kom en dan FIFA speel of Rocket League speel nie. Jy weet, ek sal graag iets wil speel wat letterlik nou pas uitgekom het of nog gaan uitkom. Dit sal byvoorbeeld nice wees om op PlayStation 5 miskien jy weet 'n demo te kon gehad het van Indiana Jones byvoorbeeld. Of dalk miskien 'n demo het van 'n game, jy weet wat op 'n ander platform uitkom of wat dit ook al die geval mag wees. Dan ek weet daar was bietjie wat s'ie ding se naam virtual reality goed gewees, maar ja, ek dink dit het ook nou maar al sy tyd gesien. Ek weet nie hoe groot dit nog is en of dit maar soos 3D, jy weet hom maar ook oor tyd gaan verdwyn nie. Dit dalk nie noodwendig nie, maar die punt is wat ek maak is dat ja, dit is wat ek voel vir my baie missing was. Dit is amper meer van jy weet jy kyk net na goed en jy stap verby en daar's nie regtig interaktiewe net wat jy kan net in 'n lyn staan of in 'n ry staan en iets jy weet speel of ervaar nie. En ek dink dit is miskien wat ek mis het. Ons het 'n bietjie gekyk ook. Jy weet net nie dat mens dis 'n moeilike vergelyking om te maak, maar mens kyk byvoorbeeld na San Diego se Comic-Con en jy weet hoe groot dit is. Ek dink nie ons moet jy weet ons self nou ook jy weet 'n rad vir die oë draai en sê ons moet nou so groot gaan nie. Dis baie moeilik en San Diego natuurlik bestaan al baie lank ook en het 'n groot populasie van mense wat dit sal bywoon. Maar ek dink daar was iets gewees net aan die hoogte, jy weet wat noem jy die extravaganza van die hele expo is strate hoër en groter as ons in so dit 'n bietjie meer van 'n aura amper waar ons is amper maar net soos small and wave tipe ervaring. Ja, dit is absoluut iets wat jy oor reg is, want met die video's wat ons gekyk het te San Diego en ons al soos ek gesê het baie meer interaktiewe goed en dis vir my vreemd dat ek gedink na die tyd daaroor soos om game demos sê van upcoming games. My eerste instink is dat dit gaan moeilik wees om die developers te oortuig om dit te doen, want dis 'n klein convention in Suid-Afrika. Terselfdertyd, dis Comic-Con, dis 'n Comic-Con convention, dis 'n bekende ding, dis wêreldwyd oral gebeur dit. En hier is internasionale akteurs en voice actors wat kom, so dit voel vir my, dit is iets wat developers kan doen, en dit gaan baie gewild wees. So ek is nie seker hoekom dit nie gebeur nie. Ek weet nie of dit dalk iets is wat in die toekoms gaan begin nie, dit sal baie lekker wees as dit gebeur. Ek onthou by Rage het dit gebeur, wat hier in Kaapstad was in 2015 dink ek, of 16. Ons gegaan het, toe was daar game demos, Doom 2016 kon ons speel voor uitgekom het, sulke goed. So dit is iets wat kan gebeur. En dan net vir overall goed dat interactive is, ek dink wat 'n challenge kan wees is spasie, want die was Squid Game interactive met 'n groot deel van die showroom gevat. Ja. So hulle sal meer spasie moet kry, want die hoofvloer self hy het lekker spasie gehad om te loop, maar as daar nou nog byvoorbeeld 10 ekstra stalletjies gaan wees met die interactive goed, dan weet ek nie wat hulle gaan doen met spasie nie. So ek weet nie of daar dalk ander venues is wat hulle in die toekoms kan oorweeg of wat se planne daar te maak is nie, maar dit sal nogals lekker wees as hulle iets kan doen rondom dit. Ja, absoluut. Iets wat ek van gehou het wat hulle doen is, en ek dink dit is intrinsiek is dit 'n moeilike probleem ook, en die ding is dit kom by stemakteurs, want andersins as ander akteurs en aktrises, is stemakteurs en aktrises nie noodwendig
word nie gesien nie. Jy weet nie hoe hulle lyk nie. So dis wat ek probeer daarby sê is uit ek hou van Comic-Con is om daardie persoon te sien en dan te hoor, soos daar het 'n ouetjie gepraat wat al in hoeveel verskillende hy was in Edge Runners die reeks gewees, hy het al met Blizzard gewerk, so hy het 'n hele paar goeters al gedoen ook, so hy is eintlik 'n heel bekende stemakteur. Maar jy sal nooit van hom hoor want die naam self en die gesig self word nie al geassosieer met dit andersins as tradisionele Hollywood media nie. So aan die een kant ek dink wat Comic-Con goed is om daai jou platform te skep om na sulke persone te luister, as hulle bietjie met hulle onderhoud voer. Maar aan die ander kant is dit ook dit is altyd 'n probleem dink ek om mense te kry om na daai tipe goed te kom kyk want jy hoor nie noodwendig of assosieer nie noodwendig die persoon se gesig of naam met sekere rolle nie. Ja, dit kan nogal so 'n moeilike ding wees om te doen. En ek glo persoonlik voice actors is ongelooflik talentvol. As 'n mens na 'n party van hulle gaan kyk oor hoeveel rolle hulle gedoen het en hoe verskillend hulle rolle klink. Ek het al situasies gekry wat ek nie besef het dis dieselfde persoon nie tot ek die naam gesien het en selfs toe het ek dit gaan double check dat dit korrek is. Maar dit is moeilik want ja, ek weet nie eers altyd dis hierdie voice actor nie. So om my nou opgewonde te kry oor iemand wat ek net helfte van die tyd herken is moeilik omdat hulle stemme so anders is. En ook soos jy sê, hulle gesigte is nie bekend nie. Dus ek het ook opgelet byvoorbeeld met Comic-Con die voice actor wat hulle gehad het in Demon Slayer gespeel onder andere, maar soos jy sê, hy het 'n klomp goed gespeel. Maar hulle moes hom adverteer dit te sê hierdie karakter in die anime so voice actor. Soos hulle moes dit sy bekendste rol vat om hom te adverteer. Hulle kon nie verskeie rolle gevat het nie. So dit maak dit baie moeilik. Ja, anders as jy mens nou dink aan as jy nou ek dink daar's enkele voorbeelde Troy Baker miskien of Nolan North of Mark Hamill. Dis die ouens wat jy sal dadelik jy weet wie dit is. Hoe hulle lyk omdat hulle so bekend en al soveel goed gespeel het, maar ek dink vir die meeste van die ander ouens is dit nie die geval nie. Ja nee, dit is absoluut so want Troy Baker en soos jy nou genoem het daai ouens, hulle is groot in gaming en Mark Hamill het in live action goed gespeel, so mense weet hoe sy gesig lyk saam met sy naam. Ja. En ja, maar dan kry jy aktrises soos Grey Griffin wat in oor 100 goed al gespeel het. Niemand sal weet hoe sy lyk eintlik nie. En sy's 'n goeie voice actress en daar's nog verskeie ander wat goed is, wat in baie goed speel, maar as jy die naam sien dan lei dit vaag weg geklokkie, maar jy raak nie opgewonde nie. Jy gaan nie 'n kaartjie koop vir die naam noodwendig nie. Ja. Ek dink ek is persoonlik nog 'n bietjie as ek nou weer dink aan Comic-Con en wat beskikbaar was 'n bietjie back off. Ek het nou nog nie my Fallout Tower hamer gekry nie. Ek soek maar net so 'n klein standbeeldjie van dit. Maar in elk geval, ek dink net om laasens dan daai punt wat jy gemaak het oor e-sport in te bring en daarmee dalk af te sluit ook. En dis miskien die vraag oor wat is volgende vir Comic-Con en hierdie tipe conventions en my gevoel oor dit is ook dat ek wonder of daar meer spasie kan wees in die toekoms om e-sports en hierdie soos Comic-Con te kombineer op 'n manier wat dit toeganklik maak. So ek onthou destyds met een van die kompetisies by Comic-Con in Johannesburg by Kyalami was ons afdeling vir Rocket League gewees, was heeltemal apart gewees van die uitstalling self. So jy het regtig nie mense gehad wat kon kyk het vir jou nie. Ek dink daai tyd was dit was net as ek reg onthou, net onder korreksie, was dit net een van die ek dink dit was net CS:GO gewees wat in die binne uitstalling plaasgevind het, terwyl ons was heeltemal apart gewees. Nou jy verstaan hoekom, jy kan nie elke ding daar, maar ek dink die punt is dat kan 'n mens soos veral met iets soos Comic-Con nou wat ons was nou gister daar, ek weet daar was onder andere sekere bietjie e-sports ook en goed gewees, maar kan 'n mens dalk op 'n groter manier op 'n main stage, jy weet, op so 'n tipe platform verhoog en dit bietjie meer bemark en uitstal om mense betrokke te kry om te kom kyk, want ek dink as mens dink aan soos weer eens toeganklike e-sports soos Rocket League of CS:GO of selfs Call of Duty, selfs FIFA ook, for that matter, om daar soveel adrenalien wanneer hierdie spanne teen mekaar speel en as jy weet gehoor kan kry wat 'n bietjie kan volg en amper
begin in 'n dag se tyd, jy weet, 'n persoon of 'n span kry wat hulle begin aanhang en jy het al daai energie wat saamkom. Ek dink dit kan 'n baie lewendige, opwindende, energieke atmosfeer skep by so 'n uitstalling Ja, dis wat daar nie was nie. ja, dis sal absoluut wonderlik wees as hulle dit kan doen. En ek glo ook dit sal suksesvol wees as hulle dit doen. Want ek weet dis 'n Comic-Con en die fokus is comics en anime. As ek dan die merchandising en die cosplay gekyk het, sal ek sê 'n groot deel van dit is gaming related. So daar's baie game fans wat daar opdaag, daar's baie mense wat games speel en comics en anime oorkruis baie keer in belangstelling met games. So ek glo die mense sal dit geniet. Ek persoonlik sal dit baie geniet om 'n halfuur te sit en te kyk as ek wil rus. En ja, Ja, maar soos jy sê, hulle moet dit toeganklik maak. Hulle moet dit maak dat dit sigbaar is en nie soos Ja. julle Rocket League dat dit in 'n aparte vertrek Ja, is nie. En hulle moet dit groot maak. Hulle moet dit effens ophype wil ek amper Ja, sê dat ja, mense ja. opgewonde raak vir Ja. dit en betrokke raak by dit. Hm. Want dalk begin mense die games ook speel. Dalk boost die game self as hulle dit sien. Ek weet ek sou as kind as ek 'n game gesien het wat mense speel, dit by die huis ook wou gaan speel het. So Ja. dit sal die game se voordeel, dit sal die e-sport scene bevoordeel en ek glo dit sal Comic-Con ook bevoordeel. Absoluut. Wel Ben, baie dankie vir jou tyd vandag. Ek dink hierdie was 'n baie insiggewende gesprek ook en ek dink dit baie van die onderwerpe genavigeer, jy weet, en probeer sin van maak en ek dink daar's nog soveel verder om, jy weet, van verder oor te praat en te probeer sin maak van en te probeer verstaan. En net ek dink woord te gee aan dit weer eens in Afrikaans. Dit is my so lekker om oor videospeletjies te kan praat in Afrikaans op so 'n platform. So ja, ons moet definitief weer so maak as die Here wil. Dankie vir jou tyd vandag en alle sterkte. Ja, baie dankie en weer eens dankie dat jy my genooi het. Ek het dit baie geniet.